Grafiek 2. Grafiek 2 sê daarso, en gedurende die helfte van die week sal hy, dis die vors, die Rooms-Katholieke paus, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers laat opbou. Nou hierdie grafiek sê vir ons, tussen C, D en E, daai hele gedeelte daar is die eerste week. Nou daai week het in die helfte, hy het 'n helfte, hy praat van die helfte van die week, hy sê in die helfte van die week, gedurende die helfte van die week, so van punt C af, jy sal sien ek gebruik die ABC verder, van punt C tot by E is die hele tydperk van 7 jaar, D is presies die helfte, so tussen C en D, 3,5 jaar, tussen D en E, 3,5 jaar. C en D, 1260, 42 maande tyd, tye en halwe tyd, tussen D en E, 3,5 jaar, 1260, 42 maande tyd, tye en halwe tyd. Presies dieselfde aan al twee kante van D, want dis presies, D is presies in die helfte van die week. Die verbreking van die verbond, Daniël 9:27 verder, en hy die vors, die Rooms-Katholieke paus, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers sal hy laat ophou, die verbreking van die verbond, grafiek. Nou is ons by grafiek 3. Volgens Daniël 12 vers 11, word die vredesverbond verbreek na 1230 dae, want hierdie 1290 dae is die eerste gedeelte van die groot verdrukking. Nou het ek F en G, is 1230 dae, 41 maande. En dan tussen G en H, het ek 43 maande, of 1290 dae. Nou hoe kry ek dit? Want ek nog steeds 2520 dae, en hier kom die woord, en hy gee vir my Daniël 12 vers 11, van waar die verbond gebreek is, by G, die eerste gedeelte van die groot verdrukking, 1290 dae, maar as ek dit aftrek van 2520 dae, die verskil is 1230 dae. So die breking van die verbond is nie in die middel van die week meer nie, dit is verkort met 30 dae. Maar daai 30 dae wat hier weggevat is, wat 1290 dae moes, 1260 dae is, word oorgeskuif na die regterkant, na my kant toe, 1290 dae, en dit kry ons by Daniël 12 vers 11, jy kan dit lees daar. Daniël 9:27 verder, en op die vleuel van gruwels, die groot verdrukking, sal daar 'n verwoester of 'n antichrist wees. Wanneer die verbond gesluit is, was dit nie die verwoester nie. Die eerste 1230 dae, is 'n tyd van vals vrede. Dan word die verbond gebreek, die bruid word weggeneem, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, word weggetrek, 1290 dae, plus 1335 dae. Grafiek 4, die eerste gedeelte van die groot verdrukking. Hy sê vir ons, 1290 dae, of 43 maande, volgens Daniël 12 vers 11. Het ons dit, dis I en J, 1230 dae, 90 dae, of 43 maande. Dis Daniël 12 vers 11. So wat gebeur? By I, na J toe, by I begin die groot verdrukking. So dis die eerste gedeelte van die groot verdrukking. Die vredesverbond word verbreek deur die Rooms-Katholieke paus, Daniël 12 vers 11, daar by I. Die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, word van die aarde onttrek, 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 11. Die bruid van Jahshua word in die hemel opgeneem, Openbaring 3 vers 22. Die groot verdrukking begin, Openbaring 13 vers 15 tot 18, waar die mense op die aarde wie agtergebly het, met die mikroskyfie implanting gemerk sal word. Daniël 9 vers 27 gaan verder, hy sê, en op die vleuel van gruwels, groot verdrukking, sal daar 'n verwoester of 'n antichrist wees, en wel tot aan die einde van die groot verdrukking, en wat by Jahwe Almagtig, dis God, die skepper van hemel en aarde, vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Dit verduidelik die groot verdrukking. Dit gebeur nadat die verbond gebreek is. Hierdie valsvrede tydperk het die Rooms-Katholieke paus
in die tempel gesit, 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 11, en naamlik Israel offers gebrand, 'n tyd van vals vrede. Daar was nie groot verdrukking nie. Grafiek 5. Die belangrikste 2 getalle. 1. Tussen punt I, tussen punt K en I, hierso. Dis 1290 dae. So by K word die verbond hier gebreek. Dan het ons 1290 dae, Daniël 12 vers 11, daar kan jy dit sien. En vanaf L na M is 1335 dae, dis Daniël 12 vers 12. So kyk, 1000, die wederkoms het plaasgevind, die bruid is weg, groot verdrukking het begin. Die eerste tydperk van die groot verdrukking, 1290 dae, plus, dis Daniël 12 vers 11, plus Daniël 12 vers 12, 1335 dae. En nou sal ons sien, wat sê die woord. Daniël 9:27, en op die vleuel, die spoed, wat is die vleuel? Die spoed waarmee die groot verdrukking sal toeneem, na die bruid weggeneem is. Van die gruwels, die groot verdrukking, sal daar 'n verwoester, naamlik die antichrist wees, en wel tot aan die einde van die groot verdrukking. So waar gaan die einde van die groot verdrukking wees? By M, op hierdie grafiek. En wat by Jahwe almagtig vasbesluit is, hy draai nie om sy woord nie. Jahwe sê, hy's geen mens dat hy kan of sou lieg nie, sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Sal oor wat woes is, die antichristiese wêreld, uitgestort word, tydens die groot verdrukking. Ek vra net, wil u op hierdie aarde wees? Natuurlik nie.